So hierdie jaar wat kom, is uitdagend, nee. Dis nie net pryse nie, dis insetkostes, dis onsekerheid oor weer ensovoorts. Hoe verskans jy daai risiko? Sê hulle, om te meet is om te weet, nee, maar dis nou amper half kliseë. Wat meet jy? Daai is die vraag. Praat jy met Jan, hy gaan my 'n bietjie meer vertel. Hoekom is dit belangrik om hierdie jaar spesifiek te weet presies wat in jou grond aangaan? Waar kom hy cruiser in? Jan, hoe lyk dit? Goed met jou, Choppie. Lekker koud vanmôre. Uiteindelik, nee. Ja, het lank gewag vir my. Ons kan nou sê, ons het nou die ys gekry wat ons nodig gehad het. Uiteindelik, ja. Kan die goedjies bietjie afdroog. Sê vir my, ek meen, dit is sommer een van hierdie goed hierdie jaar wat snaaks is. Die goed wil nie afdroog nie, dit vat tyd. Ja. Wat ons sommer vir die, kom ons sê vir die begin van die volgende seisoen al klaar op, hoorie, ons weet nie wat kom nie. Ja. Nee, Baie onsekerheid, ja. En ons sit dan nou nog met stikstofpryse en daai goed het daarom nou weer 'n bietjie afgekom. Maar jy sit met nog steeds onsekerheid in terme van insetkostes. Kommoditeitspryse is nie lekker nie. Verduidelik my gou en dan sorry, dan sê hulle nog ons het een of ander super El Niño wat kom. Om dit ook nog sommer in die mix te gooi. Ja, net so ietsie ligs. Net so ietsie ligs. Verduidelik gou vir my, wat is julle uitgangspunt? Hoe verskans ek hierdie risiko's? Ja, nee, met al die onsekerhede wat aan die gang is, en ja, mens verwag nou hierdie super El Niño, ek wens hulle kon 'n beter woord gekry het vir dit. Maar die aard van die saak skep dit onsekerheid en wil nie sê dit, ja, dit maak jou half bang vir dit wat wag. So mens moet definitief kyk na jou insette. Ek dink nie dis 'n jaar om snaakse goedjies te doen nie. Mens moet maar, as mens verwag dit gaan droog wees, moet mens maar die seisoen definitief konservatief benader. En ja, jy moet met goeie data werk voordat jy 'n besluit maak dat jy jou insette goed kan bestuur. Goeie data, nee. Ek dink daai is 'n ongelooflike belangrike komponent. Verduidelik gou 'n bietjie in jou wêreld, wat beteken goeie data? Ja, akkurate data. In ons bedryf met die presisie gronddata, goeie gronddata. Ja, mense wil eintlik op hierdie stadium graag hê jou bekalking en die tipe goed moet reeds op datum wees. Want jy gaan nou sukkel om in 1 jaar se tyd als reg te stel. En dan net ja, seker te wees waar lê jou voedingsvlakke in die grond dat jy jou bemesting reg kan benader vir die seisoen wat kom. Almal praat van ons wil kunsmis sny en ek het nie 'n probleem daarmee as jy dit so benader nie, maar wat sny ons? Ons moet op die regte goed gaan sny. En hoe weet ek waar om op wat te sny? Nee. Yes. So ja, weer eens as jy kyk na jou gronddata, as jou voedingsvlakke op goeie plekke is, veral in terme van pH, kan jy dit definitief daar konservatief benader, selfs met jou kaliums. Stikstof ook. Ek dink dit is dalk 'n goeie idee om dalk bietjie minder te pre-plant byvoorbeeld, as hy onseker is oor die seisoen gaan uitdraai, dalk bietjie meer te kyk na 'n topbemesting. Dat ou nie wegspring met 'n klomp kunsmis en jy gaan dit nie noodwendig benut nie. Cruisertjie, cruisertjie nie, cruiser, nee. Wat hierso regs vir my staan. Ons sit nou in hierdie jaar wat dit is nou alles onseker en jy weet nie. Nou wil jy nou nog vir my sê ek moet nou nog ekstra geld op grondontleding spandeer. Waar lê my waarde binne in hierdie besigheid? Akkuraatheid, herhaalbaarheid. Jy werk met goeie data wat jy 'n ingeligte besluit mee kan neem. Ek bedoel as jy op meeste ouens is op 'n 3 jaar siklus, as jy daai koste gaan indeel rand per hektaar per jaar, dit is so 'n klein gedeelte van jou inset. En ek bedoel daar word miljoene rande se besluite gemaak op daai ontleding. So maak seker daai goed is reg en akkuraat, dan kan jy 'n goeie besluit neem. Maar wat maak hom nou anderster as ek dit mos 'n grondboor? Ek stuur daai goedjies mos nou gou na die lab toe en dan kan hulle vir my die goeders. Ek meen ek kan mos nou hoekom vat ek hier net? Ek het ook mos nou 'n GPS, ek kan met my selfoon nou al. Het jy jou grondboor hier? Hæ? Boor hom gou vir my hier en ek wil sien. Jy het 'n punt B, hy's effens aan die harde kant, nee. Jy gaan grond by mekaar kry, maar gaan jy tot op jou diepte kom. Nee, want ek kan mos nou 5 plekke sommer net 'n steekproefie maak en dan het ek mos nou 'n goeie idee wat aangaan daar. Jy gaan 'n idee hê of dit 'n goeie idee is, dit weet ek nou nie. So daai volume grond wat ons elke keer vat is belangrik en laat ons op dieselfde diepte elke keer trek is belangrik. Ons weet ons is heeltyd in daai wortelsone, nie te vlak of weer heeltemal te diep of ons gooi 'n gedeelte van die monster weg nie, ons soek daai hele profiel. En is dit nou juis omdat jy sit met nie net dierinsetkostes nie, maar jou ratio ook
van insetkostes versus dit wat jy kan terugkry op die einde van die dag. Definitief, absoluut. En ek meen dan sit jy ook nog met, ons het net nou sommer vinnig daaroor gepraat, mekanisasie het ook 'n baie groter komponent kom raak, maar dis nie iets waarin jy noodwendig so seer iets kan doen nie, Nee, maar met jou kunsmis kan jy 'n bietjie slimmer speel. definitief. Definitief in terme van ja, plasing daarvan, die hoeveelheid daarvan, die regte vorm van kunsmisse wat jy gebruik, dis goedjies wat 'n ou mee kan rondspeel. Okay, maar as jy gaan kyk na jou kliënte wat hierdie doen, hè, en ek neem aan dan jy nou ouens wat verskillende, die een ou gaan vloeibaar, die ander ou gaan gas, die ander ou gaan korrel, wat ook al die geval mag wees. En is dit dan wat jy regtig sien, okay, maar luister, die twee ouens wat totale verskillende uitgangspunte het omdat hulle grond behandel soos hy moet behandel word, wat op die einde van die dag by dieselfde uitkoms uitkom. Ja, nee, kyk, daai bly die basis, as jy die basiese goedjies reg doen, ja, dan in terme van verskillende produkte sien ons nie groot verskille nie. Maar ek dink veral met die jaar wat kom, iets soos 'n variable rate application gaan weer baie belangriker word, dat jy daai inset so kan bestuur, of jy nou vloeibaar werk, gaswerk, korrelwerk, dit is irrelevant, maar dat jy dit dalk varierend doen. Dat jy nie jou goeie kolle wat altyd vir jou gesorg het afskeep hierdie jaar wat kom nie, want jy gaan hulle nodig hê om jou deur te trek. En dis my ander vraag. Hoe maak ek nou wat sou jy nou voorstel in hierdie ding? Moet ek in my marginale goeders glad nie plant ek my marginale goeders, moet ek nou juis ek sit te dink, dan moet ek hulle sonneblomme plant, wat moet ek maak daar? Daar's nie 'n definitiewe antwoord vir dit nie, en dit gaan verskil ook van area tot area, maar ek dink die belangrike deel is moenie jou hoë potensiaal dele gaan afskeep hierdie seisoen nie. Ek het nou 'n bietjie rondgery deur die land nou, en ek weet soos veral Wes-Vrystaat, daar's ouens wat oor die 10 ton stroop daar wat amper ongehoord is vir daai area, wat my terugbring na daai area se beperkende faktor is eintlik maar vog, Ja. nê? Water is eintlik maar die ding wat hulle beperk. Is dit dat ek met die hoe ons hierdie ding deur die land gaan, jou grond wat kan uitgefigure kry wat my beperkende faktor is, en 'n seisoen soos hierdie om daai eerder te probeer om my beperkende faktor so goed as moontlik te bestuur, in plaas van om te kyk, hoorie, maar ek het 'n oorvloed van iets andersters, gaan nou nog van daai doen. Kom ons gaan kyk wat is my beperkende faktor en In kom terme van bestuur voeding, daai. as dit 'n voeding issue is, definitief kan nou net deur die ontleding sien as dit nou iets anders is in terme van bewerking of daar's 'n verdigtingslaag, dan is dit nou weer iets anders, maar Kom ons sê ek het 'n kalsiumtekort. Die mense onthou nie, ek het te min kalsium in die grond. Soos jy sê, jy kan nie nou dadelik bekalk nie, maar jy kan maar jy's klaar 'n bietjie agter as dit die ja, maar wat ek bedoel is vir hierdie seisoen, jy kan bekalk, jy gaan 'n bietjie van 'n effek kry, maar dis eintlik nou 'n 2-3 jaar storie om hom uitgesort te kry. Maar laat ek dan weet, luister hierso, in my program moet ek dan nou my kalsium so 'n bietjie optel wat voeding aanbetref ten minste. Ja, dit en veral in terme van die mikroelemente waar ons baie tekorte optel. Daar kan nou 'n ding soos boor. Ja, boor is 95% van die plekke. Ons weet hy loog. Maar dis iets wat ou maklik kan aanspreek in jou kunsmismengsels en dan veral met 'n blaarvoeding ook later. Okay, en julle kom maar nou net soos wat ons nou hier is, weer eens hier agter, hulle sal hom nou seker gestroop kry nou dat die Ja, dankie tog vir die ry. Die lande kan oopkom, dan kan ons inkom. Laat die goeders kan deurkom en dan julle kom basically net in gelukkig is 'n petrol cruiser, sy hardloop vinnig deur die land. Ja, nee, sommer gou. En dan trek julle die ding grid hom, sort hom uit en dan gee julle vir ons advies rondom wat julle sou voorstel. Verslag, alles met jou regstellingsbekalkings, as jy varierende preskripsies nodig het vir kunsmis, dit doen ons ook so. Nee, ons help die ouens met al daai goedjies. En dan kan ek daai ding vat en dan kan ek my kunsmis ouens almal in 'n hoekloop druk om te kyk waar kry ek die beste prys, nê? Net so. Veral in hierdie jaar. Ja, presies. Jan, dankie baie. Right, dit is Jan hierso by Agri 360. Okay. Ek dink, nê, hierdie jaar gaan jy moet slim speel met jou insette. En dit gaan nie net oor om te sê, okay man, ek het grondontledings en ek het daai tipe van goeders getrek nie. Die herhaalbaarheid daarvan, soos wat hy sê, en dan weet jy, right, op elke plek het jy daai gedeelte so diep getrek, presies reg,
en jy weet, jy het 'n ordentlike benchmark om teen te werk, nê. Dit help ook nie jy meet en jy het nie die regte realiteit om vanaf te werk nie. So, linkie bo of hier onder, kom met hulle in kontak, dan kan hy cruiser gou vinnig vir jou 'n land optrek.